Dankie Gerard. Gerard, gaan jy nie kom luister na my storie nie? Okay, kom ons maak gou oogies. Dankie Jesus vir die geldjies. U weet waar dit die nodigste is. Dat dit so gebeur, dat dit waar die nodigste is, dat die geldjies soontoe sal gaan. Om Jesus naam alleenlik. Amen. 3 question. Wat's dit? Okay. Weet julle watter tipe piesang is dit? Daar is omtrent 1000 verskillende piesangs in die wêreld. En die meeste van die piesangs groei net onder die ewenaar. Wat is die ewenaar? Ewenaar is die middel van die aarde. So die meeste piesangs groei in die onderkant, in die suidelike gedeelte. En net omtrent 500 van hulle kan 'n mens eet. Jy kry blou piesangs, seriously. Jy kry rooi piesangs. Jy kry klein piesangkies, jy kry groot piesangs. Staan jy gou vir my hierso? 'n tros piesangs is so groot soos hy. Weet julle dit geweet? Okay. Dit is die grootste trosvrugte wat jy kan kry. Grootste tros is so groot soos hy. Piesangs is so groot, hulle moet hulle in 'n swart sak sit en dan op hulle skouers dra, jy kan maar gaan sit. Hierdie is die piesang wat die meeste mense in die wêreld eet en sy naam is Cavendish. Dis die Cavendish piesang. Okay. Hoe maak julle 'n piesang oop? Jy breek sy nekkie, né? Weet julle dat 99% van diere wat piesangs eet, is geel? Maak hom nie hier oop nie. Weet julle waar maak hulle hom oop? Hulle maak hom onder oop. Ons dink dis onder, hulle dink dis bo. Hulle maak hom hier oop. Dis 'n bietjie moeiliker. Okay? Maak hulle die piesang oop. Nou ek eet amper elke dag. Maandag tot Vrydag eet ek 'n piesang. Ek love piesangs. Vat 2 eetlepels oats, gooi 'n bietjie water in, sit dit in die mikrogolfoond, bietjie kaneel, maak ek vir my 'n piesang fyn en dan partykeer as ek baie cool is, gooi ek vir my yoghurt by en dit is my ontbyt amper elke dag. Almal by die werk weet dit. Maar kom ek vertel julle iets van piesangs wat amper niemand van julle weet nie. Kom ons hoor of julle eerlik gaan wees of julle dit geweet het of nie. Okay? Ek gaan nou die mikrofoon neersit. Julle almal weet, hier is 'n pypie van 'n dingetjie, né? Okay. As jy hom uithaal en jy druk jou vinger daarin. Bietjie kraus. Jy druk jou vinger daarin. Piesang is die enigste vrug in die wêreld wat natuurlik in 3 druk jou vinger. En dan verdeel 'n piesang in 3. Die enigste vrug in die wêreld. En wie laat dit vir julle dink? Die eenheid, die lekkerste, die beste. Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die 3 eenheid in 'n piesang. Wie gaan ooit weer dieselfde na 'n piesang kyk? Wie van julle gaan volgende keer julle vinger in die onderkant van 'n piesang indruk om te kyk of hy in 3 verdeel? Elke liewe piesang in die wêreld verdeel in 3. Geen ander vruggie nie. Wie wil 'n stukkie piesang hê? En 'n stukkie piesang nie? Okay, nie rarig nie. Okay, julle kan maar kry. Julle kan maar gaan sit. Dis wat julle moet onthou. O, jammer. Two, 1, 2, dis sy. Nou weet almal ek kan tot 2 tel. Doen gaan jou, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1.
Praat bietjie harder. 1, 2. Hallo? Vat 'n ander mic, sussie. Hallo. Okay. Soos hart mag na waarde, soms mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skat, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. Heer my rots, net op U vertrou ek en ek volg U elke dag. U aanbid ek, o Here Jesus, en ek loof U vir altyd. Vrede, vors en verlosser, Heer, voor U lê ek my lewe neer. U aanbid ek, o Here Jesus, en ek loof U vir altyd. Vrede, vors en verlosser, Heer, voor U lê ek my lewe neer. U aanbid ek, o Here Jesus, en ek loof U vir altyd. En ek loof U vir altyd. Goeiemôre almal. Dit is 'n absolute voorreg vir my om weer hier te wees. Die laaste maal wat ek hier gewees het, was daar bietjie meer mense. So ek hoop dis die weer wat hulle weggehou het, wat nie gekom het vanmôre nie, en nie die teenwoordigheid van die predikant nie. Jy weet, ek kon nie help om te dink toe ek in die Sabbatskool program gesit het, dat die jare toe ek as student hier, ek het vele male het ek vir oom Gawie Lou, ek en hy, soos ek verlede keer gesê het, ek en hy het 50 rookstaakplanne gehou. Hy het die mediese deel gedoen en ek het die sielkundige deel gedoen. En op 'n Sabbatoggend, as jy nie vroeg genoeg gekom het nie, het jy op 'n Sabbat glad nie plek gekry in die kerk nie.
Parow-kerk was vol mense. Die kindertjies het baie kere op die grond gesit voor die voorste ry stoele. Toe het ek maar net gewonder, en ek het eintlik die vraag aan die Here gestel en gesê, Here, waar is die mense? Ek kan dink dat van die ouer garde het miskien gaan rus. Maar wat het geword van ons mense, die jong mense wat toe groot geword het in die kerk? Waar is hulle vandag? En dit maak my hart seer om te dink dat daar soveel mense in ons kerke, en dis nie net Parow-kerk nie hoor, ek preek heelwat oor die Skiereiland, en in elke kerk bemerk ek dieselfde, die afwesigheid van die mense. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons het gekom vir 'n spesiale seën vanmôre, Here. Ons het gekom om naby U te wees. En daarom vra ek dat elke hart gevul sal word met U teenwoordigheid. En dat die Heilige Gees sal neerddaal op hierdie kerk. En dat nie een van ons hierdie kerk sal verlaat sonder dat ons ten volle gevul sal wees met die diepere dinge van ons Here nie. Dankie God. Dankie vir U. Wees teenwoordig saam met ons in Jesus se naam. Amen. Nou ek gaan nie vra dat daar met hande oplig nie, maar in 1958 was ek omtrent 14 of 15 jaar oud. Toe was Elvis Presley die hoogtepunt van die jong lewe. Nou, daar is baie van julle jongeres wat nog nooit van Elvis Presley gehoor het nie. Maar hy was die koning van rock and roll. En toe hy op sy hoogtepunt was, wou elke jong man, soos ek self, wou graag gewees het soos Elvis Presley. Ek kan onthou dat ek klere gekoop het, of aangedring het by my ouers, dat hulle vir my klere moet koop wat net soos Elvis se klere lyk. Ek het skoene gehad wat net soos Elvis se was. Ek het begin my hare kam net soos Elvis se. Ek kan onthou dat ek seep gevat het en aan my hare gesmeer het, om dit vas te plak op my kop, sodat my hare, want ek het 'n sypaadjie gehad, en toe vat ek seep, maak ek my hare nat, dan sit ek die seep op, en so het ek my hare geleer om terug te val, soos u nou sal sien. Dit het my 'n lang tyd geneem. My hare was, sodra die seep droog geword het, was so hard. Maar my hare was agteroor gekam soos Elvis se. En so het ek self daai manier van loop van Elvis het ek gehad. En nie net ek nie, maar elke jong man van daai tyd. Ons wou graag soos Elvis gewees het. Maar jy weet, dit was teleurstellend, dat al het jy aangetrek, geprobeer praat het soos Elvis, was jy nooit Elvis nie.
Jy was maar 'n afbeelding van wat Elvis was. En so het ons deur die jare gegaan. Vanmôre wil ek vir u twee soorte mense in ons kerk voorstel. En ek vestig u weer op die skriftuurlesing. Dit sê, ons vind Jesus, hy sê, die skriftuur sê vir ons, en hy het met hulle afgeklim en op 'n gelykplek gaan staan. Die vorige nag was Jesus alleen teen die berg. Hy het gaan bid. En toe hy laer afkom van die berg af, was daar 'n klomp disippels. En hoofstuk 6 sê vir ons dat Jesus het 12 disippels gekies uit al die disippels uit. Maar hy het afgeklim na die groot menigte. In vers 17 sê vir ons, en hy het met hulle afgeklim en op 'n gelykplek gaan staan, en daar was 'n skare van sy disippels, en 'n groot menigte van die volk, van die hele Judea, Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon. So hiervoor vind ons twee soorte mense wat Jesus gevolg het. Daar was disippels en daar was die groot skare. Nou ek wil die aandag vestig op hierdie. Ons vind die twee soorte mense wat vir Jesus gevolg het. Lukas vertel ons dat Jesus op 'n gelykplek gaan staan het. En saam met 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte mense van reg oor Judea en Jerusalem wat gekom het om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. Die disippels het Jesus gevolg omdat hulle 'n leemte in hulle harte gehad het. Maar die groot skare het gekom en hulle wou net ontvang. Hier sien ons die twee soorte mense wat vandag nog steeds in die kerk sigbaar is. Die menigte en die disippels. Die menigste is kerkmense van Judea en Jerusalem wat op die regte dae na die tempel gaan om te aanbid en offers te bring. Hulle gaan waar Jesus is om 'n wonderwerk te sien. Om brood en vis te kry en genees te word. Hulle het gekom om gevul te word of deur genesing of met die brood en die vis. Hulle woon kerkdienste by waar hulle Kumbaya sing. En doen self dinge wat 'n offer verg. Solank hulle nie te betrokke raak by die dinge van die kerk nie. Hier vind ons die menigte wat kerk toe kom net omdat dit van hulle verwag word. Hierdie is mense wat kerk toe kom om gesien te word. Hierdie is mense wat net die banke van die kerk vul
En sodra hulle sit, dan haal hulle die selfoon uit en vir die res van die diens is hulle besig met hulle selfone. Hulle wil 'n goeie preek hoor. Hulle wil genees word. Hulle wil geseën en gevoed word, terwyl hulle bedien word. Hulle wil ontvang, verbruik en voordeel trek wat die kerk hulle kan aanbied. Maar aan die ander kant vind ons die disippels. Hulle gaan nie net een keer per week na die tempel nie. Hulle volg Jesus daagliks oral waar hy gaan. Hulle volg Jesus se voorbeeld. Hulle dien, werk en gee offer op. Hulle soek nie noodwendig 'n seën nie. Hulle is daar om ander te seën. Hulle het alles agtergelaat en hulle self ten volle oorgegee aan die Here. Jy sien, dit is die twee soorte mense wat ons in die kerk kry. Die mense wat getrou die Here dien. Hulle is disippels. Maar dan kry ons daai wat net kerk toe kom om gesien te word, om voordeel te trek uit wat die kerk kan aanbied. Die disippels probeer voortdurend om by Jesus te leer en meer soos hy te word. Om selfs geseën te word en wel 'n seën vir ander te kan wees. Dit is 'n disipel. En hierdie twee soorte mense sal hier wees tot die wederkoms van Christus. En dis hoekom ek vanmôre, toe ek in die Sabbatskool voorprogram sit, toe dink ek aan daardie twee. Hoeveel van ons kan vanmôre sê ek is 'n disipel, 'n ware volgeling van Christus? Of hoeveel van ons sit aan die een kant wat maar net tussen die groot skare, die menigte, kerk toe kom? Terwyl Jesus hulle toespreek, verkeer die een groep onder die indruk dat dit met hulle goed behoort te gaan. Dit is in die menigte. Hulle dink ons preek, ons doen evangelisasiewerk, ons neem die leiding in die kerkraad, ons gee tiendes en offergawes. Dis die een groep. Hierdie groep word vergelyk met die skare wat graag naby Jesus wil wees, maar slegs wanneer dit gerieflik en gemaklik vir hulle is. Hulle wil gevoed en bedien word. Hulle wil nie te veel moeite doen nie, maar hulle wil wel daai seën ontvang. En die ander groep, die ware disipel van Christus, hy wil altyd by Jesus wees. Hulle wil alles doen wat hulle by Jesus geleer het, bloot om soos hy te wees. Jy sien, as 'n jong tiener wou ek graag wees wat iemand anders was, maar ek kon dit nie doen nie, al het ek die klere gedra, my hare gekam soos hy, gepraat soos hy, geloop soos hy.
Maar ek kon nie wees soos hy wees nie. Hulle is gereed om alles agter te laat, die disipel. Hulle passie is om te dien en om 'n seëning vir ander te wees. Dis die disipel van Jesus. Jy sien, ongelukkig, en u moet my verskoon dat ek hierdie dinge noem, maar ongelukkig sien ek dit in baie van die gemeentes waar ek preek. En ek preek nie in hierdie kerke om te kritiseer nie. Want hierdie verskynsel is nie net in die Sewende Dag Adventiste kerk nie. Dit is in alle gemeentes van alle ander gelowe. Vind ons presies dieselfde. Daar is 'n afname van die ware disipel van God. Daar is te veel van ons mense wat tussen die groot skare is. Die skare wil God volgens hulle eie planne vorm. Hulle te vorm in hulle koppe van hoe God moet wees. Maar die disipel gee hulle persoonlike planne prys en volg die planne van Christus. Jy sien, om die wil van God te doen, verg meer as om tussen die skare te wees. Om die wil van God te doen, moet ons die skare agterweë laat en 'n disipel van Christus word. Ons kan nie tussen die skare bly, net om die 2 visse en die 5 brode te kry nie. Of net te kom vir die genesing nie. Ons moet soos die disipels alles agterweë laat en vir Jesus volg. Die groot skare wil hê Jesus moet hulle versoeke vervul. Here, doen dit vir my, Here, doen dit. Here, ek het geld nodig. Here, ek is siek, ek wil gesond word. Here, ek wil 'n groter kar hê. Ek wil 'n beter huis hê. Die disipel is altyd gereed om te volg. Jy sien, as ons nie die verskil ken van hulle wat in die skare is, die groot menigte, as ons nie die verskil tussen hulle en die disipel ken nie, sal ons nooit 'n disipel van Jesus kan wees nie. Om 'n disipel van Jesus te wees, verg meer van my as net om tussen die skare te wees. Maar hier is my dilemma. Hier is die vraag wat ek myself daagliks vra. Is ek 'n disipel van Christus, of is ek maar net een van die menigte wat hom volg? Is ek 'n disipel of deel van die skare? Hoeveel is ek bereid om oor te gee? Die dinge wat ek onwillig is om prys te gee, is juis die dinge wat God se werk in my en deur my beperk. God kan nie die groot skare gebruik nie.
God soek tussen ons disippels om te gebruik. Want dit is alleenlik die disipel wat agter alles sal verlaat en sal uitgaan en die evangelie van Christus sal verkondig. Die groot skare dink aan die 2 visies en die 5 brode, dis waarin hulle dink. In die mate waarin ek bereid is om oor te gee, in daardie spesifieke mate is God bereid om beheer oor my lewe te neem en hemelse resultate te bewerkstellig. God kan net die werk doen wat ek gewillig is om aan hom oor te gee, om te doen in my lewe. Ek kan nie verwag dat God my sal seën as ek nie gewillig is om te doen soos hy wil hê ek moet doen nie. Hy wat sy lewe wil red, sê die Here, sal dit verloor, maar hy wat bereid is om ter wille van God te verloor, sal dit red. Daar is te veel van ons wat tussen die groot skare staan. Want Lukas sê vir ons in Lukas 6, hy sê die Here het afgekom van die berg af en in 'n gelyke plek gestaan. Waar sy disippels was. Maar dan onderskei hulle die disippels, Lukas onderskei die disippels van die groot skare. Hy sê, en daar was 'n menigte. En dis die verskynsel wat ons in die kerk van die Here het vandag. Daar is niks verkeerd om daarmee om 'n seën te ontvang nie. Maar solank jy dit oordra, solank jy dit deel aan ander. Kom ek vertel u 'n waarheid vanmôre. Luister baie mooi. Ek is in 1963 is ek gedoop as 'n lid van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Voor daardie tyd, wat ek my besluit geneem het ek alles in my vermoë gedoen om hierdie kerk te veroordeel. Totdat ek op die dag gekom het waar ek gesê het, Here, U wen. Daar is geen ander kerk wat God hierdie waarheid wat hy aan die Adventiste kerk gegee het nie. Geen ander kerk het dit nie. Ons het die volle waarheid. Maar ongelukkig is ons besig om daardie waarheid te vertroebel met ander dinge wat in die kerk inkom. As jy deel is van die groep wat dit moeilik vind om alles ten volle oor te gee, jouself ten volle toe te wy en gewillig te dien, sal jy nie groei nie en sal God jou nie ken nie. Jesus kom inderdaad binnekort. Die diensmaagd van die Here sê, God roep jou
en my om op ons harte ernstig te ondersoek en seker te maak dat ons ten volle aan hom behoort. Hoeveel moet ons aan hom behoort? Ten volle. Dit meen te sê, ek mag niks weerhou van God nie. Soos die disippels, toe Jesus hulle roep, die Bybel sê, het hulle alles verlaat, selfs hulle vader, en moeder, en kinders, en vrou. Alles het hulle verlaat om hom te volg. Nou die van u wat nou vanmôre dink dat ek sê u moet met u huis verlaat en alles, ek sê dit nie. Maar die Bybel sê hulle het alles verlaat en Jesus gevolg. Review and Herald in Mei 1904. Daar is geen perk op die bruikbaarheid van die persoon wat deur die self op sy te skuif, ruimte maak vir die werking van die Heilige Gees in sy hart en 'n lewe lei wat volkome aan God toegewy is. Volkome aan God toegewy is. As ek een ding by u nalaat of agterlaat vanmôre, dan is dit. As u vir God gee alles. As u iets terughou, gaan daardie verderf in u lewe toegepas word. Die 7de dag Adventiste Kerk is nie bloot 'n sosiale godsdienstige instelling nie. Dit is 'n beweging wat geroep is om die wêreld voor te berei vir die wederkoms van Christus. Hierdie sending is gewortel in die groot opdrag van Matteus 28, 19 vers 19 en 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gospel Workers, bladsy 352. God se werk op hierdie aarde kan nooit voltooi word totdat die mans en vroue wat ons kerklede uitmaak, hulle by die werk skaar en hulle pogings verenig met die van predikante en kerkamptenare nie. Ek wil 'n oomblik net stil staan, my tyd is amper verstreke, maar ek wil net een ding noem. Die diensmaag van die Here sê dat manne en vroue hulle skaar by die predikante en die kerk amptenare. Maar ek sê vir u, pas op, moenie aanhangers van die persoon word nie. Op die huidige oomblik is daar predikante in ons kerke wat nie die waarheid predik soos hulle moet nie. En ek sê weer, ek het nie gekom om te kritiseer nie. Maar vir meer as 60 jaar loop ek hierdie paadjie. En ons kerke is nie meer dieselfde nie. Ek wil sluit. God neem mense soos hulle is,
met menslike eienskappe in hulle karakter en lei hulle op vir sy diens, mits hulle bereid is om gedissiplineerd te wees en by hom te leer. Hulle word nie gekies omdat hulle volmaak is nie, maar ten spyte van hulle onvolmaakhede, sodat hulle deur die kennis en beoefening van die waarheid en deur die genade van Christus na sy beeld verander kan word. Christus is die enigste beeld wat ons moet volg. Ek het die verlede keer gesê dat ek is eintlik Engels sprekend, so ek vind dit moeilik. Ek hoop u het my Afrikaans vanmôre verstaan, maar ek het probeer. Ek moet iets net in Engels sê om mee af te sluit, want ek kan dit nie vertaal vinnig genoeg in my Afrikaanse taal nie. We have been called to this truth, to take it to the utmost part of this world. And unless we do it, God will take this truth away from this church. And He will give it to a denomination that is willing to take it to the world and to the ends of the world. The sooner we start waking up and leave the big crowd behind and become a disciple of Jesus Christ, the better it will be for us. My liewe vriend en vriendin, Jesus kom. Jesus kom. Die koms van Christus is so naby, dat ek in my 83-jarige ouderdom vandag kan sê, ek hoop, dat voor ek sterf, Jesus sal kom. Dat ek met my eie oë sal sien, dit is die Christus waarvoor ons so lank voorgewag het. Die Here verwag van elke Christen om te groei in bekwaamheid en vermoë op elke gebied. Christus het ons loon betaal, self met sy eie bloed en lyding, om ons gewillige diens te verkry. Hy het na ons wêreld gekom om vir ons 'n voorbeeld te stel van hoe ons moet werk en watter gees ons in ons arbeid moet openbaar. En met daardie gedeelte sluit ek af. En ek sê weer, of u vind u self tussen die menigte of as 'n disipel. U alleen kan besluit. Daardie besluit lê by elkeen van ons. En ek hoop dat my lewering of aflewering vanmôre nie in kritiek gedoen is nie. Maar ek sal versuim, my plig sal versuim, as ek u nie waarsku. Daar gaan 'n tyd kom, wat God hierdie kerk gaan vat en hy gaan hom skud. En ongelukkig die menigte gaan uitval. Dus net die disciples wat gaan agterweë bly om die werk van God klaar te maak. So dis my gebed vir u vanmôre, dat ek vanmôre gepreek het vir die disciples
van die Perro gemeente. Mag God u seën. En mag u gebede wees dat God u sal gebruik om die werk klaar te maak. Want Jesus kom. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van die Heilige Gees